Welkom by ons video oor bemarkingsstrategieë oor die hele produklewenssyklus. Ons sal ondersoek hoe hierdie strategieë ontwikkel van 'n produk se bekendstelling tot sy afname, wat langtermyn sukses en aanpasbaarheid in veranderende marktoestande verseker. In die markbekendstellingsfase, die fokus is op die boubewustheid en die opvoeding van potensiële kliënte. Hoë besteding aan promosie en verspreiding is noodsaaklik om 'n markteenwoordigheid te vestig, wat dikwels tot aanvanklike finansiële verliese lei. Gedurende die markgroeifase verskuif die klem na die diferensiasie van die produk en die bou van selektiewe vraag. Naarmate mededinging toeneem, beklemtoon strategieë unieke kenmerke om verbruikersbelangstelling te behou, met meer uitgebreide verspreiding en oorredende promosies. In die markvolwassenheidsfase stabiliseer verkope groei en mededinging vererger. Bemarkingsstrategieë fokus op die handhawing van marktaandeel deur handelsmerkdifferensiasie en die aanspreek van prysgevoeligheid, met pogings tot kliëntebehoud en gereelde herinneringe. Soos die produk die verkoopsafnamefase betree, neem bemarkingspogings af. Maatskappye kan fokus op die minimalisering van koste en besluit of hulle die produk wil verjong of uitfaseer, deur beperkte promosies en afslag te gebruik om voorraad skoon te maak. Die bemarkingsstrategie moet ontwikkel om by die produk se stadium in die produklewenssyklus aan te pas. Deur by elke stadium aan te pas, kan bemarkers die produk se lewensyklus effektief bestuur en prestasie in 'n mededingende mark optimaliseer. Begrip die produk lewensyklus stadiums help bemarkers opmaat hul strategieë vir elke fase. Hierdie aanpasbaarheid verseker dat produkte mededingend en relevant bly, wat hul potensiaal in die mark maksimeer. Dankie dat jy ons video oor bemarkingsstrategieë oor die hele produklewenssyklus gekyk het. Ons hoop dat hierdie insig jou help om deur die kompleksiteite van produkbestuur te navigeer en sukses in jou bemarkingspogings te behaal.